Ons is selfs vanmôre met Jana de Necker van die Aptekers Instituut of die Pharmacy Institute. En ons praat spesifiek oor die feit dat al hoe meer mense deesdae eerste na die apteek toe gaan as hulle voel hulle het 'n kuggie of 'n sinus benesie of dies meer. Goeiemôre Jana. Hallo Pierre, hallo Jennifer. Welkom, jy pas amper by die bank in. Baie dank, ja, ek sien nou, ek het nie so beplan. Kamoufleerkleur. Jana, apteke word dikwels beskryf deesdae as die eerste linie van verdediging. Ja. Waarheen mense gaan. Waarom dink jy word aptekers se rol soveel belangriker, al hoe meer en meer in Suid-Afrika se gesondheidstelsel? Ek dink in ons mediese landskap en veral in Suid-Afrika is dit regtig baie toeganklik om na apteek toe te gaan. Want in vandag se tyd gaan baie mense klinieke toe en ons weet die wagperiodes is verskriklik lank. Ja. En jy kan die hele dag sit en dan dalk eers verwys word na 'n dokter die volgende dag. En aptekers is daai grondslag mediese hulpbron wat baie opgelei is en hulle knap heeltyd hulle kennis op om ons alledaagse mense te help. En as jy apteek toe gaan, hoef jy nie, jy stap net in, jy het nie 'n afspraak nodig nie en jy kan 'n opgeleide persoon vra oor wat ook al kwaal jy het om die regte behandeling te kry. Ja, jy sien heeltemal reg. Ek dink baie mense, jy weet, voordat hulle by die dokter uitkom, dan gaan hulle dadelik eers apteek toe. Baie keer wil hulle nie die ekstra geld spandeer om by die dokter uit te kom, want hulle wil eers kyk kan hulle by die apteek regkom nie, is wat hulle sê. Wat is die verantwoordelikheid van 'n apteker as dit kom by daai oor die toonbank medikasie? So die grootste verantwoordelikheid is dat hulle daai kennis het van die nuutste medikasie, die nuutste navorsing en ook die nuutste behandelingsriglyne. En dit is belangrik dat hulle daai aaneenlopende opleiding kry deur die jaar wat hulle moet kry om die beste behandeling te gee vir die pasiënte wat inloop en vir die medikasie wat op die mark is. Mense self diagnoseer. Ja. Kyk, Google is mos nou deesdae 'n dokter blykbaar. Maar nou ja, mense self diagnoseer soos ons maak. Ek het so 'n idee wat met my fout is en dan gaan ek apteek toe. Maar hoe kan aptekers help om veral kan mense maar sê gesondheidsfeite reg oor te dra aan mense of die waninligting wat hulle dalk kan hê oor 'n toestand. Al is die aptekers dan nou nie diagnoseer nie, maar medikeer net wel. Hoe kan hulle daai waninligting teewerk en positiewe bydrae maak? Ja, so die grootste onderskeiding wat ek kan maak is die internet gee vir jou inligting, maar 'n apteker sal vir jou advies gee. En hulle het daai agtergrond om vir jou die regte vrae te vra, om te kyk na jou simptome en die vrae uit jou uit te kry om die regte aanbeveling te maak vir 'n medikasie. Medikasie is hulle dag tot dag, so hulle weet wat aangaan in die medikasie. Of jy nou vra het oor medikasie of jou simptome om simptome te verlig om medikasie te kry of verwys te word na 'n ander dokter om meer behandeling te kry, is dit hulle day to day, sou ek sê. Hoe tref die apteker die onderskeid tussen hierdie persoon wat voor my staan het nou maar net 'n kwaal en weet jy wat, ek gaan aanbeveel dat hulle eerder dokter toe gaan en hoe belangrik is daai verantwoordelikheid om te gaan, ek gaan jou help maar ek beveel ergens te gaan en jy gaan sien iemand. Ja, dis daai opleiding, hulle is hoogs opgeleide mediese professionele persone en hulle is opgelei om te kyk na die ernstige simptome en te weet waar die red flags is. Okay. So as iemand instap, kyk hulle na die fisiese, maar ook die simptome, so wat die mens oordra en dan aanbevelings is 'n dokter. Is nie altyd medikasie nie, maar partykeer 'n dokter. Jy sien aptekers is hoog opgeleide mense, hulle het kennis en dis maar dis nie 'n kwessie van kry jou graad en dan is jy apteker nie. Dis 'n voortdurende vernuwing van kennis en 'n herëvaluering van navorsing en bevindinge en dies meer. Hoe bly aptekers op hoogte van hierdie nuwe navorsing en nuwe produkte, nuwe medikasie? Ja, so hulle moet elke jaar hulle kennis opknap. Dit is deel van hulle professie, want hulle is professionele mediese mense. En dit is waar Pharmacy Institute ontstaan het. So ons het daai gaping gesien en Pharmacy Institute is vir alle aptekers en alle apteekpersoneel of jy nou apteker, apteekassistent of 'n klinieksuster is om daai aaneenlopende opleiding te kry. En ons verskaf die programme om die nuutste navorsing
en riglyne, gesondheidsriglyne te hê, as ook om medikasie en wat se nuwe medikasie is op die mark, wat se bestanddele is op die mark, wat se nuwe navorsing van die bestanddele, hoe om dit aan te beveel is op die mark en dit is hoe dit ontstaan het. Nou, oor die toonbankmark, medisynemark is al oor die 33 miljard in Suid-Afrika. Sure. Dis 'n enorme hoeveelheid. Ja. Hoe weet ons, jy weet, dat aptekers weer eens, en ek dink dit gaan seker maar terug na die opleiding, nie net die bekende naam gee nie. Hier het ek pyn, hier sê jy kry Mypredol. Kyk, daar gaan ons wat almal ken die Mypredol. Verstaan, maar hoe weet ek die geskikte medikasie word gegee eerder as net die bekende medikasie? Ja, ek dink in vandag se tyd word ons as consumers ook gebombardeer met bemarking. Ja. Maar dis wat daai opleiding, en ek weet ek sê dit die hele tyd, maar daai aaneenlopende opleiding so belangrik is, dat hulle deur die klatter kan kyk, want hulle kyk nie net na die produk nie, Ja. en wat die naam daarop is nie, hulle kyk na wat in die produk is, wat belangrik is. Ja. Okay. Wat se waarskuwingstekens is daar? Of nou simptome is of nie, wat aptekers in ag moet neem. Soos Jennifer nou gesê het, as hulle moet verwys word na iemand. Is daar spesifieke goed wat aptekers op moet let om hulle kliënte na dokters toe te verwys? Ja, so daar is baie simptome. So as jy inkom met 'n hoes byvoorbeeld, kan hierdie persoon hoe hulle fisies lyk. Ek dink baie gee ons weg oor hoe ons lyk, want partykeer gaan jy na apteek toe as dit 'n Sondag byvoorbeeld is en jy lyk goor, maar om te kyk na of jy hoë koors het, kan hierdie pasiënt asemhaal. Maar hulle is opgelei om daai rooi vlae te sien, om te sê, okay, hierdie is waarvoor ek moet uitkyk, en dan verwys hulle jou na die regte behandeling toe. Dis so lekker om te weet in ons land, jy weet, as jy na apteek toe gaan, is die persoon agter die toonbank opgelei en hulle weet waarvan hulle praat en hulle kyk na die bestanddele binne die Mypredol en nie net die Mypredol, maar almal die naam ken nie. Dit is nogals lekker om dit te weet. Watter boodskap het jy vandag vir kykers oor die rol en die belangrikheid van aptekerwese en ons aptekers? Ja, ek dink is belangrik om te onderskat tussen die retail deel van die farmasie en eintlik die apteek en die apteker en hoe hulle so toeganklike mediese hulpbron is vir ons en dat hulle regtig omgee. Hulle is 'n mens wat jy kan voor advies vra en nie net iemand agter die toonbank wat vir jou medikasie gee nie, maar wat regtig opgelei is om jou beste na te kom en net jou advies te gee oor of dit nou jou simptome is, wat hulle aanbeveel, of dit nou allergie is, of ernstige simptome, dat jy die regte behandeling kan kry. Ek dink soveel mense het al laat op 'n Vrydag aand raak jou kind siek. Of Sondagoggend 3:30 moet jy gaan 'n medisynetjie kry vir jou babietjie. Dis altyd op daai ongemaklike tye. En die eerste ding is dan gaan net eenvoudig na die 24-uur apteek toe of na jou naaste apteek toe. Hoe belangrik is dit? Dit raak 'n persoonlike verhouding amper wil ek sê tussen die kliënt en die apteker op daai stadium. Hoe belangrik is dit vir aptekers om daai verhoudings te bou in gemeenskappe en om daai verantwoordelikheid van advies wat hulle dra in gemeenskappe, die gesondheid, om daai verhouding in gemeenskappe sterker te bou? Ja, ek dink ons gemeenskappe het so uitmekaar uitgeraak, maar ek dink ons wil almal verhoudinge hê. Ja. En ek dink om iemand as 'n mens oor die toonbank te sien wat regtig jou in ag neem en die beste sorg vir jou wil hê, is so belangrik en hulle strewe ook om die beste te gee, die beste kennis te hê en regtig net in die navorsing te delf en hulle beste vir jou te gee. Absoluut. Ja, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Baie dankie, dit was lekker om met julle te gesels. Nou ja, aptekers is daar in die voorste linies. Dis nou maar die realiteit van ons Suid-Afrika. Dis aan Jana de Necker van die Pharmacy Institute wat ons gesels het oor hoe aptekers kan help om gemeenskappe by te staan. As ons terugkom na die advertensiebreek, gesels ons bietjie oor boeke.